Hallo en welkom by Kom Laat Ons Boeke Vat. Die boodskap neem ek op die 10de Augustus 2026. Ek moet hom eintlik môreoggend uitstuur, want dit is die oggendboodskap vir die 11de Augustus, en eintlik moet ek vir jou sê, dis die 11de Augustus my oggend, maar dit is nie, dis vanaand die 10de Augustus, so ek doen die opname vanaand, en ek het besluit om hom vanaand te plaas en nie môreoggend te plaas nie. Miskien moet jy hierdie opname vat en dan weer môreoggend luister. Ek het vandag daar ding gebeur, wat ek besef het, die Heilige Gees praat met my en sê, dankie, tot hier ver, en nie, tot hier so ver en nie verder nie. So dis vanaand, of môreoggend, wanneer jy dit ook al luister, my laaste uitsending. Ek hoop jy het geniet. Ek hoop ek het so 'n bietjie iets van ons hemelse Vader na jou toe gebring. Ek hoop ek het so 'n bietjie van die Here se woord na jou toe gebring, om jou 'n bietjie meer op te lei, jou 'n bietjie meer aan te spoor, na môre wat voor lê. Onthou net, ons is nie almal perfek nie, ons is nie almal 100% nie, ons maak foute. Belangrikste is, kom sit by die Here se voete en kom vra hom verskoning, en vra vir hom, hy moet jou help om môre, om net jou beter te lewe, om foute wat jy maak uit te sluit. Dit was 'n pad van omtrent 7 maande, het was baie lekker. Ek vra vir jou om voort te gaan en aan te gaan, om soggens stil te raak in die naam van die Here. Soggens as die dag nog jonk is, om saam met die Here aan sy voete te gaan sit. Het is lekker om in die oggende by die Here se voete te gaan sit en net stil te raak en rustig te raak en sê, Here, maak my rustig. Maak my oë, my ore oop en maak my ontvanklik, aanvanklik vir u woord, vir u boodskap, vir my. Elkeen kry sy eie boodskap. Dankie vir almal wat ondersteun het, dankie vir almal wat saam geluister het die tyd wat ek uitgesaai het, en dankie vir almal wat so af en toe 'n komment gegee het, is maar baie keer droog as niemand komment sê nie, of nie net 'n thumbs up sê, of nie net 'n handjie, biddende handjie of haartjie gee nie, dan raak dit maar stil. As ek kyk deur my YouTube, dan is dit sekere tye maar stil, dis asof jy deur 'n woestyn beweeg, en dan gaan dit weer beter. Snaaks genoeg dat jou ouer uitsendings wat interessante name het, soos die Here dra jou, ek vat net 'n voorbeeld, baie keer baie meer kykke en views het, en baie mense luister daarna, want hulle kan associate, hulle kan saamlewe met die boodskap, en snaaks genoeg die tyd wat ek uitgesaai, die oggend wat ek miskien die slegste was, as ek dit so mag stel, was ek die naaste aan Jesus. Ons met baie keer die tye wat het hartseer is, die tye wat ons hartseer is, die tye wat ons deur moeilike tye gaan, is baie keer die tye wat ons die naaste aan ons liewe Vader kom en die naaste beweeg. Daai tye wat op ons knieë beweeg. Dis daai tye wat die Here by jou is en vir jou sê, ek is by jou. Soos ek gisteroggend gesê het, ek dra jou, jy vlieg soos 'n arend. Die stukkie wat ek vir ons gaan lees uit die Bybel, as jy jou Bybel saamgebring het en graag wil saamlees, as jy meer as welkom. As jy die stukkie wil luister vanaand, in plaas van môreoggend, jy is meer as welkom. As jy net hier wil stop en sê, nee, kom, ek gaan môreoggend die stukkie verder luister, dan stop jy hom net hier, dan gaan jy môreoggend verder luister. Dankie vir almal wat nog steeds, vir almal wat in gebede moet opdra, vir Philip en sy gesin, opdra aan die Here, wat vir Ian en Karen en familie opdra, en sê sterkte Ian, ons stap hierdie pad saam met jou, ons bid jou deur hierdie pad. Die Here is groot en magtig en kragtig, en ons glo in vertrou, en ons laat dit by die Here se voete, en ons stap aan met die pad.
Baie dankie daarvoor. Dankie vir almal wat moeite gedoen het om te gaan sit as julle hierdie boodskap gehoor het, om te gaan sit en net te sê, kom na die boodskap verby, kom ek sit op my knieë, ek gaan sit by my bed en ek bid vir wie my al gevra het ek moet bid. Dankie daarvoor, want ons weet, die krag van gebed is wonderbaarlik, is boe my vuurmaakplek, boe jou vuurmaakplek, ons kan dit nie altyd verstaan nie, maar al wat ons weet, gebed dra massiewe krag, nie net krag nie, dra massiewe krag. Die van julle wat julle Bybels saamgebring het, is meer as welkom om jou Bybel oop te maak. Ons gaan lees uit Prediker, hoofstuk 12 vanaf vers 1 tot 14. Miskien moet julle as ek hierdie stukkie klaar gelees het vanaand, of môreoggend, wanneer julle ook al luister, moet jy miskien hierdie stukkie 'n tweede keer en 'n derde keer deurlees. As jy hierdie stukkie 'n tweede keer en 'n derde keer deurlees, dan kom jy agter, hy dalk meer diepte as wat jy sê, want toe ek nou so stadig deur hierdie stukkie lees, toe kom ek agter, wow, dis 'n amazing stukkie, soos die hele Bybel is, bygesê, soos die hele Bybel is. As jy jou aanvanklik maak vir die woord van die Here, dan is elke stukkie wat jy lees amazing, maar die Here spreek met die Bybel tot my en tot met jou. Dink aan jou Skepper in jou jong dae, voor die swaar dae kom. Die jare aanbreek, waarvan jy sal sê, ek het daar niks aan nie. Dis die tyd wanneer die son donker sal word, en ook die daglig, die maan en die sterre, die tyd wanneer die weer bewolk word na die reën. Dis die tyd wanneer die wagters van die huis sal bewe, die sterk manne waggel, en die malers ophou maal, omdat hulle min geword het. Die tyd wanneer dit donker word, vir die wat deur die venster kyk, wanneer die deure na die straat toe toegemaak word, die geluid van die meel dof word, die tyd wanneer 'n mens opstaan, as die voëls begin sing, al hoor hy geen lied meer nie. Dis die tyd wanneer hy bang is vir 'n hoogte en vir alles op die pad skrik. Die tyd wanneer die amandelboom in bloei staan, die sprinkaan homself moeisaam voortsleep en die kapperkruid nutteloos word. Die tyd wanneer die mens na sy ewige woning gaan en die wat treur op die strate rondgaan. Die tyd wanneer die silwerdraad afgebreek word en die goue kruik breek. Die kruik by die fontein stikkend breek en die wiele by die put stikkend val. Die tyd wanneer die stof na die aarde toe terugkom soos dit was en die gees na die God terugkeer wat dit gegee het. Alles kom tot niks, sê die prediker, tot niks. Die prediker was nie net 'n man met wysheid nie, hy het ook die volk onderrig. Hy het nagedink, nagevors en baie spreuke gemaak. Hy het daarna gesterwe, om hom raak uit te druk en die waarheid getroos op te teken. Die waarheid van die mens met wysheid is soos skerp stokke. Versamelspreuke is soos spykers wat ingeslaan is. Hulle is deur een herder gegee. Die belangrikste van alles is, my seun of my dogter, wat ek byvoeg vanmôre, of vanaand, wees versigtig. Daar kom nie 'n einde aan die skryf van baie boeke nie. Te veel studie ooreis die liggaam. Die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit: dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dis wat van die mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor wat in die geheim gedoen word, of dit goed of kwaad is. Ek moet hierdie laaste stukkie vir jou lees, voordat ons klaarmaak en afsluit met gebed. Die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit. Miskien die 7 maande plus minus wat ek uitgesaai het, is die slotsom van alles wat jy gehoor het dit. Dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dis wat van die mens gevra word.
God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen word, ook oor die wat in die geheim gedoen word, of dit goed is of kwaad. Liefdevolle Here en Hemelse Vader, ons kom sit by U voete. Ons kom dank U vir die tyd wat verby is. Dankie vir die tye wat ons kon stil raak elke oggend, en Here, ons vra dat ons kan aangaan om in die oggende nog steeds stil te raak by U voete. Stil te raak in U woord. Stil te raak in ons gemoed, stil te raak in ons verstand, ons oë oop te maak, ons ore oop te maak, en ons verstand aanvanklik te maak, dat U kan praat met ons. Here, dit is hartseer dat ons baie keer so hard probeer, en dan so hard soos ons probeer, so hard faal ons. So hard maak ons foute. Maar Here, dankie dat U vergeet en vergewe. En dankie Here, die belangrikste, dankie dat U lief is vir my. Dankie dat U lief is vir ons, ten spyte van die foute wat ons maak. Here, help ons môre om beter mense te wees. Help ons môre om beter te lewe. Help ons môre om foute wat ons vandag te maak het, môre reg te stel. En Here, die belangrikste, as ons die foute regstel, dat ons soos Dawid dans van blydskap en die Here loof en prys en sê, dankie Here, dat die Heilige Gees my gehelp het om foute wat in my lewe was te help herstel. Alle prys kom U toe. Help ons met die liefdespaadjie, Here, in ons lewe wat voorlê. Help ons met die liefdespaadjie aantrek, en die belangrikste is, help ons om dit uit te lewe. Here, en as ons twyfel, laat ons stil bly, plaas 'n mond, wag voor ons mond, dat ons stil bly, plaas 'n wag by ons verstand, dat ons nie verkeerde dinge dink nie, en dat ons doen wat U behaag. Ons steek ons hande op na die hemel en sê, Jesus, take the wheel, vat asseblief die lewens voertuig van my se stuurwiel en bestuur my in die tyd wat voorlê. Here, U mag dalk anders te besluit, U mag dalk deur die Heilige Gees vir my ander insig te bring. Maar as U praat, luister ons. Ons vra U die dinge nie omdat ons verdien, Here, maar enkel alleen uit U groot en almagtige genade. Amen.